Ag nee wat, die lewe hanteer my asof ek niks meer as 'n stuk rubbish is nie. Ek doen nooit iets reg nie. Ek gaan net die tou om my nek sit en alles eindig. Maar is dit die regte ding om te doen? Goeiedag almal, ek is Carlo Jacobs en welkom by die 4de episode van die Vlam van Vreugde podcast. Vandag gaan ons praat oor selfmoord. Daar is nie tyd verwag nie, so kom ons begin met die episode. Ok, soos wat julle in die intro gehoor het, ons gaan vandag oor bietjie van 'n ernstige situasie praat. En iets wat nie sommer in 'n normale gesprek oor gepraat word nie, want dit is regtig iets diep en soos wat ek gesê het, dit is regtig iets ernstig om oor te praat. Jy weet, dit is nie net niks nie. En ek wil net nou al in die begin van die episode net sê dat ek oordeel niemand hier nie. Okay? Dit is nie my plek om te sê of die persoon hel toe gaan of hemel toe gaan nie. So, as julle miskien na die tyd vir my julle gedeelte van iemand in julle lewe wie miskien selfmoord gepleeg het en jy vra vir my, miskien, hoor hierso, gaan jy hemel toe of hel toe? Ek sê nie julle gaan nie, maar as iemand sou, ek gaan nie vir jou sê nie, ek gaan nie vir jou antwoord daarop nie, want dit is nie my plek om te sê, is daai persoon hemel of hel toe nie. Die Here Jesus Christus, hy alleenlik, die Here besluit alleenlik waantoe sy siel gaan. Het gaan nie oor ek wat vir jou kan sê nie, so ek sê dit maar net in die begin. En ja, net ook 'n bietjie 'n waarskuwing, soos ek gesê het, hierdie gaan diep raak. Okay, so, kom ons begin by die ding. Selfmoord. Dis die tema vir vandag. En dit is iets wat die Here op my hart gelê het, om met julle te deel vandag, en ek weet ek is nou nog nie geleer vir 'n pastoor en als nie, maar ek het al die Bybel bestudeer, en wat ek gekry het in die Bybel oor hierdie topic, gaan ek nou vandag met julle deel. Selfmoord. So as julle julle Bybels het, maak oop by Exodus 20 vers 13. En dit sê, plain eenvoudig, jy mag nie doodslaan nie. Nou ja, dit is die 6de gebod van die 10 gebooie, wat vir Moses gegee was, wat hy vir die Israeliete moes gegee daai tyd, in die Ou Testament. En dit is so eenvoudig soos wat dit kan raak. Ja, doodslaan, jy mag nie ander doodslaan nie, ja, dit is so. Maar as jy jouself doodmaak, dan is dit maar ook moord, is dit nie? Jy mag nie doodslaan nie. So as jy nou kom en jy maak jouself dood, dan is dit ook moord. Dit is nie nou 'n ding van, dit is nou nie meer sonde nie, nee. Die 6de gebod sê vir ons, jy mag nie doodslaan nie. En dis waar ek het by gaan hou. Daar's niks, doekies dat jy om het kan draai, of enigiets soos dit nie, nee, niks. Dit is plain eenvoudig. So dis waarmee ek wil begin vandag. Moenie, dis 'n sonde. Ek wil dit sommer nou reg in die begin van die episode net sê, selfmoord is sonde. Jy kan nie jou oë van dit af wegdraai nie. Jy kan nie probeer sugarcoat om dit sit nie. Nee, vandag sê ek straight up direk vir jou, selfmoord is sonde. Okay, net so dat julle dit verstaan. Want ek gaan ek het baie verse om dit deel vandag, so ek gaan baie goed oor praat, maar ek wil net hierdie stryd stel. Okay, so ek wil net seker maak elkeen verstaan dit. Okay. Kom ons blaai as julle Bybel sê na Deuteronomium 30 vers 19 toe. En dit sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Ek wil fokus op hierdie gedeelte, né? Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Ek wil regtig klem lê op daai paar woorde daarso. Kies dan die lewe. Luister, ek weet, die lewe kan 'n mens soms in dinge indruk, en die lewe is so besig, en met al hierdie klomp besige skedules en als, is dit baie, daar's amper nie eens tyd om net stil te raak en voor die Here se voete te gaan sit en net alles van jou dag net vir hom te gee nie. Daar's amper nie meer tyd vir dit nie, jy weet. Ek weet, dit is hoe dit is. Maar moet nooit opgee nie. Deuteronomium 30 vers 19 sê vir ons, kies dan die lewe. Gaan net gou 'n sluk water hier vat. Kies die lewe in alles wat jy doen. Want as jy nie bly lewe nie,
dan weet jy nie wat miskien vir jou inwag. Maar ek gaan later daar praat, ek wil nie nou vorentoe spring nie, ek sal later daarby uitkom. Maar ek wil net dit vir julle highlight, dat, jy weet, moenie ooit in jou lewe jouself wil doodmaak nie. Asseblief, dit is nie reg nie. Dit is nie wat die Here van jou verwag nie. Die Here het nie jou gemaak net sodat jy jouself kan doodmaak nie. Ja, elke van ons het 'n sterfdatum, maar dit word deur die Here bepaal. Moenie jouself ooit doodmaak nie, dit is nooit die moeite werd nie. Want jy sien, Jesaja 64 vers 8 sê vir ons, maar nou Here, U is ons Vader, ons is die klei, en U is ons vormeerder, en ons almal is die werk van die hand. Ons almal ken die bekende ding waaroor almal praat, en dit is dat die Here die pottebakker is, en ons is die klei. En sê vir my hierdie een ding, van wanneer af sê die klei vir die pottebakker hoe om hom te vorm, en wanneer hy moet stop? Die pottebakker besluit, hy maak die klei, hy vorm dit nou, so goed soos wat hy ons nie rond te draai, en dan sit hy sy hande so oor, en hy vorm hom ons, soos wat hy wil. En wanneer die pottebakker besluit, hierdie kleipot is nou volmaak, dan stop die pottebakker. Daar's nêrens 'n keer waar die klei kan kom of die pottebakker sê, nee, ek is nou perfek, ek het nou genoeg gehad, jy stop om my te vorm nou nie. So wie is jy om vir die Here te sê wanneer jou sterfdag is? Die Here het jou geboortedag vir jou gekies, en hy het gesê, daai dag is jou sterfdag. Hoe ook al jy gaan sterf, dit is jou sterfdag. Moenie dit voor die tyd maak nie, kind van God. Wie is jy om vir die Here te sê, nee, daai sterfdag gaan ek hê nie, ek wil voorheen doodgaan. Jy sien, as die kleipot vir die pottebakker sou sê wanneer om te stop, weet, miskien het die pottebakker soveel idees vir die pot gehad, hy sou baie beter gelyk het, maar nou het die kleipot besluit dat hy is perfek, hy wil nie enige iets anders sien nie, want hy glo dat dit wat hy sien is reg, jy weet. En soos dit met ons, jy weet, die Here het vir jou baie dinge in stok, baie seëninge, soveel geleenthede wat die Here dalk nog vir jou gaan gee, maar jy kyk vas in die nou. Jy sien dat jou omstandighede nou sleg is, en die duiwel sit op jou skouer hierso, en hy fluister in jou oor, en sê vir jou, nee, dit gaan nie beter raak nie, maak jouself dood, dit gaan al die pyn verlig. Kind van God, ek beloof vir jou vandag, dit gaan nie. Want dalk miskien sal jy sê, ja, maar my lewe gaan beter wees, maar ek wil eerstens net ietsie vir jou highlight. Dink aan die mense rondom jou. Ja, maar Carlo, daar's niemand wie lief is my nie. Daar is mense wie vir jou omgee. Dis die duiwel wat in jou kop kom en vir jou sê, daar is niemand wat vir jou omgee nie. Maar daar is mense wie vir jou omgee. En al voel dit nie so nie, ek beloof vir jou, daar is. En weet jy wie is vir jou liewer, en wie was vir jou eerste lief gewees? Jesus Christus. Hy het letterlik aan die kruis gaan sterf vir jou sondes. Hy was met 'n sweep geslaan. Hy het 'n doringkroon in sy kop ingedruk gehad. Hy het spykers deur sy hande en voete gehad. Hy was vermorsel. Soos die Engels sal sê, he was scourged. Hy was gespot. Hy was opgespoeg. Sy baard was uitgeruk. En hy het deur al daai gegaan vir jou. So moenie ooit sê dat die Here jou nie lief het nie, kind van God. Al voel dit soms, die wêreld is baie erg en jy wil dit eindig, moenie. Ek gaan weer Jesaja 64 vers 8 herhaal, waar die Here die pottebakker is en ons is die klei. Wie is die kleipot om vir die pottebakker te sê hoe hy gevorm moet word? Wie is jy om vir God te sê wanneer jou sterfdag moet wees? Blaai na Matteus 27 vers 3 tot 4 toe, en ek lees dit vir julle.
Vers 3. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silverstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge. Vers 4. En gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. Ok, hou net daai oop, ok? Soos, sit 'n merker of iets daarso, hou net daai oop. Blaai nou vir my na Matteus 16 vers 18 toe. En dit sê, en ek sê ook vir jou, jy's Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ok, so, ons het nou 2 stukkie gelees, een van Judas, een van Petrus. Soos ons weet, al 2 was Jesus' disciples gewees, een van die 12, of hulle was van die 12 gewees. En ons almal ken die storie, maar ek gaan net weer bietjie vertel. Ok, Judas is persoon A, en Petrus is persoon B. As julle die vreugde vir vandag luister, dan sal julle weet, ek love om te praat van persoon A en persoon B, of groepie A en groepie B. Maar in elk geval, Judas Iskariot is persoon A, en Petrus, Simon Petrus, is persoon B. Nou, Judas, hy het gegaan, en soos ons weet, hy het vir Jesus verraai. Hy het vir die fariseërs, hy het vir die fariseërs gaan sê om vir Jesus te arresteer en waar om te kry en al die goed vir 30 silvermuntstukke. En hy het dit gedoen, né? Persoon A. Persoon B, wie Simon Petrus is, hy het vir Jesus verloon. Hy het 3 keer vir Jesus gesê, vir die mense gesê, hy ken nie vir Jesus nie. Hulle het vir hom gesê, ok, maar ons het jou saam met hom gesien, jy is een van die disciples, en hy het vir hulle gesê, nee, ek weet nie waarvan julle praat nie, ek het hierdie man nog nooit in my lewe gesien nie. Ok, so al 2, kom ons sê het Jesus betray, kom ons sê dit so, al 2 van hulle. Judas het hom dalk gaan aangee, ja, en Petrus, maar Petrus het ook, hy het vir ander mense gesê, hy ken hom nie. Nadat hy self gesê het, Here, ek beloof, ek sal loop waar u loop. Ek het nie nou die Bybelverse vir dit nie, ek is baie jammer, maar dit is in die Bybel, julle kan dit gaan lees. Jy sien, al 2 van hulle het Jesus betray. En wat het Judas gaan doen? Nee, Judas het gegaan en hy het homself gaan hang. Ja, ek sien ek het die rest van die vers nie op, ek het dit alles hier op papier, ek het nie die geduld op nie, maar dat daar so is waar hy homself gehang het. Maar in elk geval, Judas het homself gaan hang, nee, omdat hy so skuldig gevoel het, oor dat hy vir Jesus verraai het. Petrus het vir Jesus verloon, ja, maar hy het nie homself gaan hang nie, of homself doodgemaak op 'n manier nie. En kyk wat het Petrus bereik, dis hierso waar Jesus hom gesê het, jy is die rots op waar ek my gemeente sal bou. En soos ons almal weet, as jy in die boek van Handelinge gaan lees, Petrus is basies die een wie die eerste kerk gestig het. En as Petrus na sy situasie om hom gekyk het, en al die druk gevoel het dat hy vir Jesus verloon het, en gaan selfmoord pleeg het, sou die eerste kerk nie gebou of gevorm geword het nie. Judas, aan die ander hand, hy het vir Jesus verraai, hy het gaan selfmoord pleeg, en sy storie is verby. Dink 'n bietjie daaraan, né? Wat sou gebeur het, as Judas nie selfmoord gepleeg het nie? Hy sou dalk 'n fantastiese gospel gehad het, laat ek dit vir jou sê. Want dink daaraan, die Here sou hom vergewe het. Ok? Die Here sou. En die ding is, hy sou miskien 'n evangelie gehad het van, hy het sonde gedoen, hy weet hy het die Here verraai, maar hy het tot bekering gekom en hy het gesê, Here vergewe my, die Here het hom vergewe, en dan sou hy miskien 'n beter persoon gewees het van daaraf uit, en hy sou miskien 'n hele volle evangelie geskryf het, en so fantasties gewees het, hy sou 'n fantastiese rolmodel gewees het, in my opinie, iemand wat op die verkeerde pad was, en toe ewe skielik gedraai het, na die Here toe, nadat hy letterlik die Here verraai het. Kyk vir Paulus byvoorbeeld, toe hy nog Saulus was, hy het Jode of Christene, het hy doodgemaak. En toe het hy 'n heeltemal omkeer in sy lewe gehad, toe het hy mos nou Paulus geword, en toe het hy briewe geskryf, om vir die mense te sê, bekeer julle na die Here toe. Daai kon dalk dieselfde geval met Judas gewees het, ons weet nie. Daai kon dalk dieselfde geval met Judas gewees het.
Daar's al mense wat vir my gesê het, Judas was soos vervloek van die begin af, soos hy sou van die begin af hel toe gaan, daar's geen manier wat hy hemel toe sal gaan nie. Ek het nêrens die Bybel gelees dat hy vervloek was nie, so ek kan nie die sê dit is waar of nie, maar al was hy vervloek, jy's nie vervloek nie, kind van God. So ja, miskien was hy vervloek gewees, maar jy is nie. Maar ja, soos ek gesê, ek dink nie hy was nie, want ek lees dit nie raak nie, maar jy weet, ek is nog geen pastoor nie, ek het nog nie al die kennis nie, ek vat nog net op wat ek die Bybel gelees het en al die goed, jy weet, en hoe die Here my maar lei. Maar jy is nie vervloek nie. Nou jy sien, Petrus het die eerste kerk begin, soos ek gesê het. Nee, persoon A, wie Judas is die een wie baie slegte omstandighede het, en hy pleeg selfmoord, en hy kon miskien baie dinge bereik het, maar hy het besluit, hy eindig sy lewe, en persoon B, wat soos Petrus is, het slegte omstandighede, maar hy voel skuldig oor het, hy bekeer homself weer, en hy sê, Here, nou volg ek U, en kyk wat so groot dinge het Petrus gedoen. Die een, wie die eerste kerk begin het, is letterlik die een, wie Jesus verloon het. Kan jy dit glo? Dit wys, dat niemand van ons perfek is nie. Ons almal maak foute. Ons almal kruisig vir Jesus basies weer van vooraf, jy weet. Maar, moet dit nie doen nie. Moet dit nie doen nie. Want jy weet nie wat groot dinge vir jou kan wag nie. Ek so dink net 'n bietjie daaraan. Ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar dink net 'n bietjie daaraan. Altyd van hulle was omtrent amper dieselfde boot gewees. Maar die een het selfmoord gepleeg, en die ander een het nie. En jy kan die verskil sien in altyd van hulle, wat met hulle lewens verder gebeur het. Jy weet. Nou kan die vraag miskien kom, okay Carlo, ons hoor wat jy sê, maar as ek selfmoord pleeg, gaan ek hel toe gaan. Soos ek in die begin van die episode gesê het, ek kan nie vir jou sê nie, dit is die Here wat gaan besluit. Maar ek kan vir jou my opinie oor dit gee. Okay? Ek dink, ja, as jy selfmoord pleeg, ja, ek dink jy gaan hel toe gaan. Moenie my verkeerd verstaan nie, ek sê nie jy gaan nie, ek deel met my opinie. As jy 'n kruismoment gehad het, dan is dit 'n ander ding. Soos kom ons sê byvoorbeeld, iemand het, nou, jy weet, hy het 'n baie moeilike omstandighede gehad, en, jy weet, en nou drink hy pille, en hy lê op die bed, en hy weet, hy overdose, en hy is daar, letterlik, droels besig om in sy mond uit te gaan, en hy het daar 'n kruismoment, en hy besef werklik, dat wat hy gedoen het is verkeerd, en hy gee sy hart daar vir die Here, terwyl hy daar sterwend op die bed lê. Hy is letterlik minute, dalk sekondes van dood af, en dan gee hy sy hart daar vir die Here Jesus. Hy het 'n kruismoment. Dan glo ek, daar's kans dat daai persoon gered kan word. Maar as jy onmiddellik doodgaan, jy kom, en jy wil die doen, en jy skiet jouself, en jy is onmiddellik dood, ja, laat ek nie uitbrei op daai nie. En die ergste van alles is as mense sê, maar ek gaan vir vergifnis vra voordat ek dit doen. Nee, jy het die pot heeltemal mis. Want dink aan die, jy staan daarso, met die geweer en jy sê, Here, jammer my, Here, vergewe my. Okay, jy gee jou sondes vir die Here. Nou is jou sondes skoon gewas. Nou pleeg jy sonde deur jouself te skiet en jouself dood te maak. Want onthou, selfmoord is sonde. Moord is sonde, volgens Eksodus 20 vers 13. En selfmoord bly moord. Die woord moord is letterlik in het. Jy weet? So asseblief, kind van God, moenie dit doen nie. Al dink jy die lewe is nou moeilik, het gaan beter wees as jy net dood is, asseblief moenie. Soos ek gesê het, ek kan nie vir jou sê, jy gaan hemel of hel toe nie, ek kan net my opinie gee. Maar moet dit nie doen nie, want jy weet nie. Dalk miskien eindig jy op in die hel. Waar as jy net bietjie deurgedruk het in die lewe, dan sou jy eendag die ewige lewe gehad het. Want ek beloof vir jou, dis beter op die aarde, as wat dit gaan wees in die hel. Niemand van ons was al in die hel nie. Maar, ek weet dit gaan terrible wees, want behalwe vir die feit dat jy
gaan brand vir ewig. Die Heilige Gees is nie daar nie. Soos die Engels het sê, the absence of the Holy Spirit. Dit is dit wat die hel gaan wees. En ek kan nie imagine wat van die mensdom of die hele wêreld se geword het as die Here nie meer daar was nie. As die Here net ons alleen gelos het. Die Heilige Gees het onttrek en daar's nie meer die helper wat vir jou reg help tussen reg en verkeerd nie. Dink hoe erg dit gaan wees. Imagine dit nou net mal 1 miljoen keer. En jy weet nog brand ook. Die hel is nie 'n plek waartoe jy wil gaan nie. Moenie met dit speel nie. Moenie met selfmoord speel nie. Soos die Engels sal sê, flirt with suicide, don't. Moenie. Ek weet nie ook het ek soeke baie Engelse aan quotations vandag nie. Hoor quotations nou ook. Aanhalings, daar is het. Ek weet nie, maar dis maar net wat die Here op my hart lê. Moenie eers dink om dit te doen nie. As jy dit dink, bestraf dit onmiddellik. Jy dink nie aan dit nie, want dit gaan nie goed opeindig nie. Dis alleenlik net die duiwel wat vieslike gedagtes in jou brein en ek is kwaad vir mense wat hulle lewens neem as gevolg van die duiwel. Ek is nie kwaad vir die mense, ek is kwaad vir die duiwel. Sorry julle, ek is nie kwaad vir mense. Ek is kwaad vir die duiwel wat veroorsaak dat mense hulle lewens neem. Dis nie wat moet gebeur nie. Want ons almal is hier en ons almal sukkel, ja. Maar die Here is daar. Maar die duiwel raas soos 'n klomp klein kinders in die mense se koppe en sê vir hulle, maak jouself dood. Dis nie wat moet gebeur nie. As jy dalk miskien voel of dit jy is vandag, wat miskien al selfmoordgedagtes gehad het en gevoel jy wil jou eie lewe neem, want jy voel het gaan beter wees. Ek gaan nou saam met jou bid, maar ek wil net nog 3 Bybelverse lees. Maak vir my oop by 1 Petrus 5, vers 7 tot 9. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nigter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Gee jou probleme vir die Here, kind van God. Hy sorg vir jou. Soos hulle die duiwel, hy loop rond soos 'n brullende leeu, soek wie hy kan verslind. Daai gedagtes wat jy kry om selfmoord te pleeg, is nie van die Here af nie. Moenie dink dat dit dinge gaan beter maak nie. Dit gaan nie. Die mense rondom jou gaan seer kry. En nie net dit nie. Jou lewe na die lewe gaan erg wees. Hemel of hel. Nee. Ek wens nie dit vir enigiemand doen nie. Jy weet, ons het een keer met ons span public speaking, het ons het 'n speech gehad, was graad 8 geweest, wat gegaan het oor, nee, hy was graad 9, wat gegaan het oor suicide, en dit het my net laat dink, hier is regtig 'n ernstige topic waaroor nie genoeg gepraat word nie. Kerke bly stil oor dit. Hulle wil nie hierdie raak nie, want dit is te erg, jy weet, en ek stem saam. Hierdie is nie 'n lekker topic om oor te praat nie, want is ernstig. Maar die Here lê dit op my hart om dit met julle te deel. En dis wat dit is. Baie kinders van die Here gaan verlore as gevolg van onkunde. En omdat hulle na die duiwel se stem luister, in plaas van na die Here se stem te luister, die Heilige Gees binne in hulle. En dit is, ek kan nie, laat enige van julle verlore gaan eendag nie, ek wens dit nie vir julle af nie. As julle miskien geliefdes of familielede verloor het aan selfmoord,
Ek's jammer. Ek's regtig jammer en ek bid dat die Here regtig vir julle sal kom sorg en regtig net vir julle comfort sal kom gee. As julle miskien familielede het wie amper dood was as gevolg van selfmoord, dan wil ek vra, wees daar vir daai persoon. Bid vir daai persoon. En wys net liefde aan daai persoon. Want dis nie iets waarmee mens net speel nie. Selfmoord is 'n ernstige ding. Dis nie 'n joke nie, mense. Daar's so baie musiek en als wat net praat oor dit, praat, asof dit niks is nie. Jy weet, jy dink dalk jou lewe gaan nou beter wees. Dit gaan nie, en ek gaan nie wees en dat ek dit al gesê. Maar, dis ernstig. Ok, ek slagpraat. Ek gaan nou vir julle bid. En dan ga ek maar afsluit. Ek het gesê wat ek moes sê. As ek nou verder gaan praat, dan gaan ek net eerstens goed herhaal, en tweedens ek voel ek gaan dalk goed sê wat nie nodig is nie. So, ja, ek is deur al die Bybelverse met julle, wat ek wou gegaan het. Dink 'n bietjie oor dit. Ok, luister hierdie episode weer, gaan kyk na die verse self in julle Bybel, doen verder selfstudie en als, en besluit net. Maar ek gaan hierdie vir 'n laaste keer sê, moenie selfmoord pleeg nie. Dis nie die antwoord nie. Daar is hy, die einde van 'n baie ernstige episode. En ja, soos wat ek gesê het, as dit dalk vir jou voel, of jy die een is wie voel, die lewe se druk is so erg op jou, en jy wil selfmoord pleeg, kom ek bid vanoggend vir jou. Ok, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, ek kom lê die mense wie wil selfmoord pleeg, Here, voor u voete en voor u troon neer, Here. Here, elkeen wie daai gedagtes kry, die duiwel wat in hom werk, Here, hom of haar, om selfmoord te pleeg, Here Jesus, ek bind sy werke nou, in Jesus naam, hy sal nie verder werk nie, Here. Here, u sorg, en Here, u seën, en Here, ek wil vra, dat u vir die mense wat wil selfmoord pleeg, Here, u self sal openbaar, en die liefde aan hulle sal wys, miskien iemand sal stuur, wat net vir hulle weer kan herinner, Here, hoe goed u vir ons is, Here, wat u aan die kruis vir ons gedoen het. Here, ons het u lief met alles in ons. Here, ons wil lewe vir u. Here, want is maklik om te sê, ons sal sterf vir u, maar Here, die regte vraag is, sal ons lewe vir u? Here, dankie, dat u vir my die geleentheid gegee het, Here, om vandag oor hierdie ernstige topic te kon gesels, Here. Here, dankie dat u vir my die geleentheid gee om ook te bid vir mense vandag, Here. Here, ek bid, dat geen onskuldige siel verlore sal gaan as gevolg van selfmoord nie, Here. Here, kom seën. Here, kom wees hulle barmhartig. Here, en kom wys u liefde aan hulle. Here, vergewe ons vir die kere wat ons die liefde aan mense bewys nie. Vir al die wat Here moeilike tyd gaan, Here. Here, vergewe ons vir dit. As ons harte skoon met u bloed, want Here Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sondes. Here, ons het u lief. Ons loof en prys u wonderlike naam. Dankie, Here Jesus. Ek bid dit alles nou in Jesus Christus naam alleen. Amen. Nou sê, baie dankie dat elke van julle geluister het, en onthou om aan die brand vir Here Jesus Christus te wees, want wat help het jy sê se kant van hom, maar jou aksies wys dit nie, nee. Nou sê, baie dankie dat julle elkeen hier was, mag julle elkeen 'n geseënde dag verder hê. Bye bye, shalom!